vandag sê. Ek hoop Paasfees het jou ook aangegryp oor dit wat Christus vir my en vir jou gedoen het. Maar vandag staan ons by 'n volgende saak. Maak dit saak dat Christus opgestaan het. En hoe maak dit saak? Jy is gered vir 'n lewe in Christus. En die opstanding van Jesus is nie net geskiedenis nie. Dit is die begin van 'n nuwe lewe vir elke gelowige. Ons het donderdag en Vrydag gesels dat ons dit persoonlik moet maak. Dis nie 'n gebeurtenis wat net in die geskiedenis gebeur het nie. Dit is iets wat vir my vandag persoonlik moet wees. Ons is nie gered om bloot godsdienstig te wees nie, maar om in 'n werklike verhouding met die lewende Christus te leef. Die ou mens het gesterf en die nuwe moet opstaan. So kom ons verstaan dit in ons teks vanoggend. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was en toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor, maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai. Een van die mans het vir hulle gesê, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar vir die apostels het hierdie woorde na leë praatjies geklink en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus egter het opgestaan na die graf gehardloop en toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke. En hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Ek weet nie of dit jou ook getref het nie. Die engele se woorde aan die vroue. In vers 5. Waarom soek julle die lewendes onder die dooies in 'n begrafplaas? Hierdie vraag was meer as 'n sagte teregwysing. Dit was 'n verklaring. Jesus leef en as hy lewe, dan verander alles. Dan as die engele vir hulle herinner aan Jesus se woorde, het hulle onthou, iets het gebeur. Hierdie waarheid het hulle in beweging gesit. Vers 8, hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander gaan vertel. En die disippels se reaksie was, maar vir die apostels het hierdie woorde na leë praatjies geklink en hulle het die vroue nie geglo nie. Die apostels het die vroue nie geglo wat hulle kon vertel het van Jesus se opstanding nie. Wat net die kulturele chauvinisme van die tyd weerspieël het, toe vroue se getuienis as onbetroubaar beskou en afgemaak is. Die teks sê letterlik, hulle het dit as nonsens afgemaak. Dis hartseer dat vandag nog is dit dat dit vroue is wat die eerste die geloof aanvaar en makliker die boodskap glo as mans. Meer vroue wat Jesus volg as mans. Ons mans is meer trots en wil baie keer nie 'n boodskap glo wat ons nie beheer oor het nie. Die kerk worstel steeds vandag met die eer van vroue as gelyke beelddraers en getroue dienaars van Christus. Die skrif maak tog voorsiening vir albei, die waardigheid van vroue en die Bybelse rolonderskeidings. Behalwe vir Petrus. Petrus het 'n totaal ander reaksie gehad. Vers 12. Petrus egter het opgestaan en na die graf gehardloop. Petrus het by die hoëpriester se huis 'n moment van inkeer gehad. Onthou julle toe die haan gekraai het in Lukas 22 vers 61? Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk.
toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan van nag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Petrus het tot inkeer gekom. Hierdie het Petrus, die persoon vir hom, 'n werklikheid geword. Die persoon van Jesus 'n werklikheid. Petrus se reaksie hardloop maak dat hy hardloop na die graf en sy verlange na herstel na sy mislukking, om te kyk na die leë graf, staan hy in verwondering. Petrus het teruggegaan na huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Sy verwondering was nie net oor 'n wonderwerk nie. Jesus het opgestaan. Dit het gegaan oor die persoon gegaan. Die opstanding het Petrus met ontzag, moed en vreugde gevul. Met die opstanding word ons nie geroep om 'n dooie stel reëls te volg nie. Ons word geroep tot 'n lewende verhouding met die lewende God. Christendom gaan nie net oor kerk toe gaan nie. Dit gaan daaroor om saam met Christus te gaan, elke dag, oral. Ek wil graag hierdie verhouding deur Romeine 6 vir jou illustreer. Hierdie hoofstuk verduidelik die dood en lewe karakter van 'n kind van God. Dis 'n portret van die dood en geboorte van die nuwe mens wat lewe in Christus. Romeine 6. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus is, gedoop is, in ons dood ingedoop is. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader in die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Vers 6. Dan weet ons dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sondes sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Dit leer van die sleutelverhoudings van 'n lewe in Christus. Eerstens, ons verhouding met Christus. Ons is nie net volgelinge nie, ons is met hom verenig. Ek behoort aan hom. Ons deel in sy dood, sy begrafnis en sy opstanding. Dis nie net 'n metafoor nie, dis 'n geestelike werklikheid vir my en vir jou. Die realiteit hiervan is, dit is ook 'n proses. Ek en jy aanvaar Christus as ons verlosser en saligmaker, en dan vind wedergeboorte plaas. Ek sterf saam met Christus en staan op met hom en 'n nuwe lewe met Christus. Maar dan kom ons agter, maar ons lewens het nog baie van die ou lewe, sonde, versoekings en ongehoorsaamheid. Wanneer ek in verwondering staan van Christus, wie hy is en wat hy doen, word my hele lewe 'n reaksie van sterf, begrafnis en opstanding. 'n Aanhoudende proses van ons lewe wat ons elke dag oorgee, dag vir dag vir hom. Tweedens, in hierdie verhouding met Christus het ons 'n nuwe verhouding met sonde. Sonde is nie meer ons baas nie. Ons is nie volmaak nie, maar ons is vry om reg te lewe in Christus. Sonde klop nog aan ons deur, maar dit het nie die sleutels van die huis nie. Ons kan oorwin saam met Jesus. Die sonde sal nie oor jou heers nie, vers 14. Wanneer ons bewus word van sonde, kan ons bely en sterf en daardie sonde en daardie deel van my lewe begrawe. Onthou, mens begrawe nie iets wat nog asemhaal nie. En dan kan ons opstaan en daardie deel van ons lewe in Christus begin lewe, nie meer sondig nie. Die verwondering van my verhouding met Jesus maak dat ek dit juis kan en wil doen. Ons word blymoedig. Ek sien in Petrus se lewe 'n blymoedigheid intree van daai oomblik af. Hy's bly oor Jesus wat lewe, want alles maak nou sin. Hy is die Christus, vreugde en op vreugde, en dit maak hom moedig. Van hier af is dit 'n ander Petrus wat met moed vir Christus dien, selfs na sy hemelvaart deur die Gees. Die derde ding, 'n gelowige se verhouding tot diens. Daarom as ek saam met Christus gesterf en opgestaan het, het ek 'n nuwe verhouding tot diens vir Christus. Ons is nie gered om net te sit nie. Ons is gered om te dien.
Ons gee onsself ten volle aan God oor, sê vers 13. Ons maak ons gehoorsaam uit die hart uit, vers 17, en leef met 'n enkele doel om hom te verheerlik. Dis 'n persoonlike oorgawe. Gee julleself aan God oor. En dit is 'n hart wat heeltemal wat gehoorsaam. Vers 17. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het. Wow. Daar kan geen ware diens wees sonder 'n hartlike gehoorsaamheid nie. Uit dankbaarheid wat ek en jy dit doen. Galasiërs 2 lees ons: Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Daarom is ek dankbaar. Die krag van die opstanding moet 'n werklikheid in ons lewens kry. Jesus het nie net opgestaan sodat ons Paasfees eenmal 'n jaar kon vier nie. Hy het opgestaan sodat ons kan saam met hom 'n nuwe lewe kan lewe. Sonde nie meer basis oor ons lewe nie, maar Jesus basis oor ons lewe. Saam met Jesus van harte kan dien. Ons is gered vir 'n lewe in Christus, 'n daaglikse wandel vol krag, vreugde en moedigheid, blymoedig te wees. 5 praktiese maniere om 'n lewe in Christus te leef wil ek graag met jou deel. 5 maniere waarop gelowiges daagliks hierdie opstandingslewe kan uitleef. 1. Om te wandel in hierdie nuwe lewe soos in vers 6. Maak doelbewuste keuses wat jou nuwe identiteit weerspieël. Laat jou woorde, jou tyd, jou besluite wys dat jy aan Christus behoort. Begin elke dag deur oor te gee aan Jesus. Sê, Here, ek wil saam met U vandag in 'n nuwe lewe leef. 2. Dat jy dood vir die sonde is. Moenie met sonde onderhandel nie. Moenie met versoeking flankeer nie. Onthou, dit besit jou nie meer nie. Identifiseer areas van versoeking. Bely, hou begrafnis en vra vir hulp sodat jy nuut kan lewe. 3. Gee daagliks oor aan God. Moenie net sonde vermy nie. Bied jouself aktief aan God. Maak ruimte vir hom om deur jou te werk. Vra elke dag, Here, hoe kan ek U vandag dien met my hande, woorde en my hart? 4. Gehoorsaamheid uit jou hart uit. Ware gehoorsaamheid gaan nie oor uiterlike godsdiens nie. Dit vloei uit liefde. Godsdiens sê, ek moet, verhouding sê, ek wil. Moenie net deur die motions gaan nie. Laat jou aanbidding en jou diens aangevuur word deur liefde vir Jesus. Die laaste een. Leef doelgerig. Moenie jou vryheid mors nie. Jy is nie jou eie nie. Jy is met 'n prys gekoop. Vra, hoe wys my lewe vir die wêreld dat Jesus lewe? En laat jou doel anders wees elke dag. My lewe is 'n lewende bewys van 'n lewende verlosser. En toe die engel gevra het, waarom soek julle die lewendes onder die dooies? Hulle herinner dat alles verander het en dit moet in ons lewens gesien word. Jesus is nie net in die graf nie, hy leef in my deur sy gees en dit beteken jou verlede definieer jou nie meer nie. Jou sonde beheer jou nie meer nie. Jou toekoms is vol hoop en doel vir sy koninkryk. Soos Petrus, mag ons vandag huis toe gaan en ons verwonder, nie net oor wat 2000 jaar gelede gebeur het nie, maar oor wat Jesus nou in ons lewens doen. Kom ons leef as 'n lewende bewys van 'n lewende verlosser. Petrus hulle moes eers dit begryp voor hulle lewe verander het. Die disippels was ook 'n aanhoudende oorgee en sterf en lewend word vir 'n nuwe, dieper verhouding met Jesus. Sterf en opstaan vir 'n nuwe lewe en 'n nuwe toegewydheid aan hom. Hoe beskryf ons die volgelinge se lewens? Blymoedig. Die opstanding het gelowiges ontsag, moed en met vreugde gevul.
En daarom is dit 'n kenmerk wat deel van my en jou lewe moet wees. Dat ons met daai blymoedigheid moet lewe. Bly elke dag, want die Christus het opgestaan. Bly omdat ek 'n nuwe lewe in hom het. En dan moedig hom dien met my hele hart. Met moed gaan ek uit, want ek leef nou vir Christus. Mag dit my en jou lewe kenmerk. Dan beteken die opstanding iets vandag vir my. Dan is dit nie net 'n ou verhaal nie. Mag ons so elke dag met Christus se opstanding leef. Mag dit jou lewe ingrypend verander. In Jesus se naam bid ons dit. Kom ons vra dat hy vir ons sal seën en vir ons help hierin. Vader, dankie. Dankie dat ons U kan vertrou. Vader, help ons om in daai verwondering te staan, om die waarheid van Christus se opstanding te aanvaar en ons eie te maak. En mag ons elke dag met daai opstandingsgeloof lewe, nuut gemaak, vry van die sonde, en daarom dat ons in oorwinning elke dag kan leef. Mag ons blymoedig wees, met vreugde gevul elke dag, maar mag ons moedig met van harte U dien. Ons vra, kom help ons deur U Gees. In Jesus naam vra ons dit. Amen.